Maak jou oë toe. Maak jou hart oop. Aanbid die Here. Gee hom kans om in jou hart in te spreek. Jy weet, hy alleen is waardig. Daar is geen ander God buiten onze God nie. In hierdie gemeente eer ons hom en hom alleen. Ons hart is na hom gerig en ons gedagtes is op hom, ons fokus is op die Here. Mag op niks anders wees nie, is nie gerig op ons musiek of op ons liedjies of op ons prediking of op die pastoor of op enige ander mens nie. Dit is hy alleen. Aan hom al die lof en al die ere. Maar terwyl ons dit sing, terwyl ons dit in my hart lewe, kom hierdie woord na my toe deur die Gees. En hierdie woord sê dat hy word genoem Here van die leerskare, Lord of the hosts. Alhoewel al die eer, al die lof en al die heerlikheid aan hom toekom, van hom af uitkom, en hy die een is wat dit dra, het hy gekies om mense deel te maak van sy heerlikheid. Het hy gekies om mense te roep en mense te salf. Het hy gekies om jou by jou naam te roep, om sy hand op jou te plaas en sy gees binne in jou te sit. Het hy gekies om jou bekwaam te maak en toe te rus en op te lei en deel te maak van sy koninkryk. Het hy gekies om jou te gebruik waar hy ook al beweeg, sodat jy saam met hom kan staan in die krag van sy openbaring, sodat jy saam met hom kan beweeg waar hy beweeg. Deur jou hand, deur jou stem, deur jou gee, deur jou gedagte, deur jou bediening, het hy gekies om homself te openbaar. Daarom noem hy homself Here van die leerskare. En nou kom al die lof en al die eer en al die heerlikheid om toe deel hy met jou in die bediening. En deel hy met jou in die salwing. En deel hy met jou in die openbaring. En word hy verheerlik in jou en deur jou. So ons aanbid vanoggend hom, wat soveel liefde en soveel genade openbaar het, dat hy neergedaal het en 'n mens geword soos ek en jy, gesterf het aan 'n kruis en opgestaan het uit die dode op die 3de dag, opgevaar het in die hemel en gawes aan die mense gegee het. En die grootste gawe is die wedergeboorte deur sy Gees. Ons loof U naam, o Here, en ons prys U in aanbidding, want U is koning en geen ander nie. Amen, gemeente van God. Stem jy saam? Neem jou sitplek asseblief. Ek wil vanoggend met u begin 'n boodskap, 'n reeks van boodskappe en weet u dat ek kry bevestigings van hierdie dinge. In my hart het die Here sekere dinge ingespreek of dit so in my gees geval. En ek het gewonder hoe ek hierdie boodskappe moet begin. Ek het net 'n paar sleutelwoorde gekry en ervaar wat nie ingewikkeld was nie.
Dis nie een of ander heavy, groot ding wat jy nog nooit gehoor het nie. Maar dis waarhede in die Gees, wat elkeen van ons ken. Sekere dinge het die Here my oopgemaak, wat ek raak gesien het, wat ek eerlikwaar kan sê, ek nog nooit geweet het van nie. Maar die basiese dinge, is dinge wat elke wedergebore kind van God, wat die Gees van God in hom het, weet. Maar baie keer is die probleem dat ons dinge weet en dit nie doen nie. En dit nie toepas in ons lewe nie. En dan huil ons oor ons nie deurbrake kry nie, oor ons nie 'n oorwinning het nie, oor ons nie triomfeer nie, oor die vyand ons baie keer teen die grond slaan, en ons misvat en nie kom waar ons wil wees nie. Dood eenvoudig omdat ons dinge weet en hoor, maar nie doen nie. En ons is almal skuldig daaraan, van voor van die kansel af tot agter in die kerk. En ons moet bely voor die Here. Weet, ons moet begin drasties wees. Dis nou nie ding, ek het nie die goed hier op my aantekeninge nie. Ek sê dit omdat dit in my hart is. Ons moet begin drasties begin word in ons soeke en deurbraak na die Here. Ek dink dit wat, vergeet ek sy naam, Jan. Dit wat Jan vir ons gesê het vanoggend ook, van om die Here te soek met jou hele hart. Dit is 'n drastiese ding wat jy in jou lewe sal moet begin doen. Ek herinner my daaraan dat Moses was op pad nadat God aan hom verskyn het in 'n brandende doringbos of braambos. Wanneer hoe sal jy reageer as God aan jou verskyn in 'n brandende braambos? En jy hoor hoe hy met jou praat in sy stem. Hoe sal jy reageer? Eers was Moses nie bereid om te gaan nie, maar God het hom oortuig. En terwyl hy op pad was na Egipte land met die opdrag van die Here, met die bevel van God en die belofte van die Here, dat God met hom sal wees, sê die skrif, kom God hom tegemoet om hom dood te maak. Kan jy dit dink? Ontmoeting in die brandende bos, duidelike woord van die Here en openbarings van God se heerlikheid in sy lewe, deur die staf wat op die grond gooi en deur die melaatsheid van sy hand en wat hy weer gesond word, opdrag van die Here om sy broer Aaron te ontmoet. Maar terwyl hy op pad is, kom God hom tegemoet om hom dood te maak. Waarom? Omdat hy nie sy seun besny het nie. En drastiese stappe van sy vrou Sipora, dis mos haar naam, gryp 'n klip en besny die seun. En die toorn van God word afgewend. Daar's baie keer dinge wat ons doen. Al het ons 'n opdrag van die Here, maar ons kom nie by die hart van die Vader uit nie. En dan moet daar drastiese dinge begin gebeur. En mense, dit sluit in huisgesinne. Baie keer moet jy opstaan vir jou man, vir jou vrou, vir jou kinders. Jy moet begin drasties wees in jou toewyding en oorgawe, sodat die heerlikheid van die Here oor jou sal kom en God saam met jou sal trek. Nou ek wil graag vir u lees, ek wil so begin, daarom het ek ook hierdie reeks genoem, breek deur na die heerlikheid van God, breek deur na sy heerlikheid. Ek glo dat 2014 moet 'n jaar wees waarin ons die heerlikheid van die Here kan beleef in elke situasie, elke omstandigheid en elke besluit en keuse wat ons maak.
Sy teenwoordigheid in ons midde, sy teenwoordigheid in ons gesinne, in ons huise, in ons alledaagse lewe. Dan moet deurbrake kom en daar is 'n deurbraak in elke situasie. Ons moet dit net ontdek. Nou ek wil iemand saam met my lees uit die boek van Deuteronomium. Deuteronomium hoofstuk 5. En ek lees daar vers 23 en 24. Moses praat en hy sê vir hulle, en toe julle die stem uit die duisternis hoor, terwyl die berg met vuur brand, het julle na my toe gekom, al die hoofde van julle stamme en julle oudstes, en julle het gesê, kyk, die Here onse God het ons sy heerlikheid en sy grootheid laat sien. En ons het sy stem uit die vuur gehoor. Vandag het ons gesien dat God met die mens spreek en dat hy in die lewe bly. Vandag het ons gesien dat God met die mens spreek en hy in die lewe bly. Ons het sy heerlikheid aanskou en sy grootheid gesien en ons het sy stem uit die vuur gehoor. En ons het beleef dat God met ons kan praat en dat ons nog steeds in die lewe kan bly. Jy weet my vriend, die Here God is 'n pratende God. Hy is 'n God wat belangstel. Hy is 'n God wat betrokke is. Hy is 'n God wat daar is in my keuses, in my besluite, in my omstandighede en situasies, in al my doen en late, is hy die God wat homself openbaar. En wanneer ek sy openbaring beleef en ervaar, dan bring dit vir my lewe en lewe in oorvloed. Terwyl die Here hierdie dinge in my gees gesit het, net voor hierdie Desember vakansie, het ek beleef dat God sekere sleutels in ons hand wil sit. Sleutels wat hierdie deurbraak na God se heerlikheid wil oopsluit. Asof dit in 'n kluis toegesluit is in 'n skuilplek en dit moet oopgemaak word sodat ons die lig van sy heerlikheid kan aanskou. Ek glo dat in elke omstandigheid, in elke situasie, in elke keuse, in elke besluit wat ons moet neem, en dit is iets wat ons elke dag doen. Ons word gekonfronteer met situasies, ons is deel van omstandighede, dit word geskep op verskillende maniere in jou lewe. Partykeer het jy nie baie beheer oor die skepping van die situasie of die omstandigheid nie. Maar in elke situasie, omstandigheid, maak ons keuses. Neem ons besluite. Ek dink daar gaan 'n dag verby wat ons dit nie doen nie. Ons reageer op goeters, ons neem aksies, ons het wandel, ons het handelinge. Maar ek glo dat in elkeen van hierdie dinge is daar 'n deurbraak na God se heerlikheid. Ons sien dit dalk net nie altyd raak nie. En in daardie deurbraak lê die goddelike oorwinnings, die oplossings van God en die triomf van sy gees. Ek moet na daardie deurbraak soek met my hele hart. Ek moet my lewenstyl daarom plaas. Ek moet my lewenswandel daarin sit, my lewenshandel daarop bou. Ek wou graag hierdie dinge begin bedien het in Desember maand, maar die Gees het my gelei en ek het ook bevestiging van ander ontvang sodat ek dit vandag kan begin bedien. Maar terwyl ek hierdie boodskappe voorberei het vir die vakansietyd, het ek agtergekom dat hierdie dinge in my gees lewe en dat die Here besig is met my heeltyd in my hart.
En ek het agtergekom dat terwyl ek my boodskappe voorberei en dit bedien, hierdie boodskappe eintlik deel was of inleidend was of bekragtig het vir hierdie deurbraak van sy heerlikheid. En soos ek daaroor nagedink het, nadat ek die woord bedien het, en dit bepeins het en mediteer het, het ek agtergekom dat die Here besig is om met ons iets te deel oor hierdie saak. Daarom wil ek vanoggend dit vat en dit vasmaak in ons harte. Want ek ervaar dat dit is om soos 'n fondament te lê. En ek wil regtig die Here vertrou vir hierdie fondament wat gelê moet word vir 'n lewenstyl en vir 'n lewenswandel waarin al hierdie heerlikhede, oorwinnings, oplossings en deurbrake van God sal manifesteer. En dit duidelik sigbaar sal word in elkeen van ons se lewe, in ons situasies, in ons omstandighede, waarin ons beweeg en waarin ons lewe, en in al die keuses en die besluite wat ons in hierdie nuwe jaar moet neem. So ek wil vanoggend probeer om 'n fondament te begin lê vir 'n lewenstyl in ons elkeen se lewe. 'n Lewenstyl van deurbraak en heerlikheid. En in die opvolgende Sondae wat voorlê, wil ek hierdie fondament verstewig en hierdie eenvoudige sleutels in ons hand wakker maak en plaas, sodat ons dit wat God behaag kan oopsluit. Ek gaan met u hierdie waarhede en dinge vanoggend begin. Van hierdie dinge het ek al in 'n mate aangeraak in my prediking, en die van u wat Desember maand hier was, sal dit ook so optel. Maar dit het so sterk in my gees gekom, dat by die dinge wat die Here my aan die begin gesê het, of in my hart gesit het hierdie dinge begin wakker word en deurbreek in my gees. En ek begin besef, dis deel van God se plan. So, ek het op 'n stadium gevoel, en ek het ook met Niels daaroor gepraat, dat het miskien moet wees dat ek alles vinnig moet noem in die eerste boodskap. Maar soos wat ek hierdie dinge begin voorberei het en God my begin dinge wys het ek begin besef, die Here wys my soveel dinge in elke punt, as ek dit so kan stel, dat dit nie vir my moontlik sal wees om iets te sê sonder om dit te kwalifiseer en daaroor uit te brei nie. Want ek het gevoel dit moet in ons harte vaslaan. Daarom sal ek mettertyd dit vir u met u deel, soos wat die Here my lei. Maar ek wil vanoggend graag met u oor een ding gesels. En ek dink dis 'n baie belangrike punt, en ek dink dis iets wat jy in jou hart moet vat vanoggend. En ek gaan dit noem, ek gaan dit dalk nie onmiddellik verstaan nie, die wat in Desember maand so bietjie hier was, sal dalk so ietsie verstaan. Maar die eerste punt wat ek wil hê jy met jou lewenstyl moet vasmaak, is, vind die Dawid van God en salf hom. Vind die Dawid van God en salf hom. En ek gaan dit nou bietjie verduidelik. Die van die wat Desember maand hier was, sal onthou dat ek op 'n stadium bedien het oor Samuel, wat vir Dawid kom salf het as koning oor Israel. Samuel het gekom na Bethlehem. Jy weet, ek ervaar die salwing en die teenwoordigheid van die Here so geweldig dat ek wil huil. Luister baie mooi. Samuel het na Bethlehem gekom. Hy het gekom in die opdrag van die Here. Die Here het vir hom gesê om een van die seuns van Isaai te gaan salf as koning. Toe Samuel die seuns van Isaai sien,
was hy baie tevrede met hulle gewees. Hy het hulle gesien en ervaar as gesalfdes van die Here. Toe hy vir Eliab, die oudste van Isaai sien, toe dink hy in sy hart, waarlik, hier staan voor die Here sy gesalfde. Maar die Here God het bietjie anders gedink, want hy het ook bietjie anders gesoek en gesien. Die Here God het gesoek na Dawid, 'n man na die hart van God. Want hy kyk so bietjie anders na situasies en omstandighede en keuses en besluite as wat u en ek kyk. En as Samuel dan nou vir Eliab of Abinadab of enige van die ander seuns van Isaai gesalf het, sou daar waarskynlik 'n soort van chaos ontstaan het in die volk Israel. Maar let wel, Samuel het na Bethlehem gegaan binne die opdrag van die Here. Samuel was nie buite die wil van God toe hy gegaan het om een van die seuns van Isaai te salf nie. Samuel kon enige van die seuns gesalf het as hy wou, want hy het 'n opdrag van God gehad dat hy een van die seuns van Isaai moes salf. 7 keer was Samuel gekonfronteer met 'n keuse, met 'n besluit wat hy moes neem wanneer hy een van hierdie pragtige seuns van Isaai voor hom sien staan. En sy hart het gebrand dat God het hom 'n opdrag gegee. God het hom 'n bevel gegee wat hy moes uitvoer. En sekerlik was een van hierdie seuns die gesalfdes. 7 keer was hy gekonfronteer met 'n keuse, maar elke keer was hy wagtend op die stem en die leiding van die Here. Elke keer wanneer een van die seuns van Isaai voor hom verbygaan, toe al 7 seuns voor hom verbygegaan het, draai hy na Isaai en hy sê vir hom, die Here het nie een van hulle uitgekies nie. Hulle lyk dalk vir my reg, maar vir God is hulle nie reg nie. Het jy nie dalk nog 'n seun nie, of nog iemand, of dalk nog meer? Ja, sê Isaai, ek het nog een seun. Hy is agter die skape, hy pas die skape op. Laat hom kom. Dawid kom ingestap. Sy voorkoms word so 'n bietjie anderster beskryf as die ander seuns. Het jy gedink Samuel het onmiddellik dat Dawid toe gestap en gesê, "Wow, jy moet seker die een wees, want die ander 7 was dit nie, dalk is dit jy." Nee, nog steeds is Samuel wagtend op die Here, nie sommer so, blindelings, doen hy wat hy voorgeopdrag is nie. Maar in 1 Samuel, hoofstuk 16 vers 12, staan daar, en die Here sê vir Samuel, staan op, salf hom, want dit is hy. Luister vir my, ek wil vir jou sê, dat die Here sal die Dawid duidelik aan jou uitwys. As jy bereid is om hom te wag, sy aangesig te soek, met jou hele hart en met jou hele gees en met al jou verstand, sal hy vir jou duidelik wys en sê, dit is hy, staan op, salf hom. Dis die Dawid. En wanneer ek praat van die Dawid van God, dan bedoel ek dit wat die Here God behaag, dit wat sy hart is. Dawid word genoem die man na God se hart. Daarom is die Dawid van God daar die keuses.
Daardie besluite, dit wat na aan God se hart is. Dit wat die Here God behaag, binne in my situasie, binne in my omstandigheid, my vriend, ek sê vanoggend vir jou, soek dit met jou hele hart. Selfs al moet jy 7 keer soek. Al lyk dit vir jou reg en al lyk dit vir jou mooi, soek Dawid. Skoei jou lewe daarop en salf dit. Moenie die verkeerde een salf nie, want wanneer ek iets salf, dan gee ek aan dit substansie in my lewe. Dan gee ek dit draagkrag in my lewe. Met ander woorde, ek gee dit die toestemming om te groei en iets voort te bring. Om vrug te dra. En weet jy wat nie? Wanneer jy die verkeerde een salf, wanneer jy dalk vir Eliab of Abinadab salf, net omdat dit reg lyk, dan gee jy aan hom ook die krag en die invloed in jou lewe om iets voort te bring. En dalk is daai iets chaos. Ek gee aan dit gesag, ek gee aan dit autoriteit, ek gee dit 'n vaste plek in my hart en in my lewenswandel en in my lewenstyl. Dit word my leefstyl. Hoe baie Eliabs en Abinadabs is daar dalk nie al gesalf in ons lewens nie. Verkeerde besluite en aksies, dade, keuses, dinge wat ons toegelaat het. Maar soek die Dawid van God, soek die hart van die Vader, soek die gedagte van God in elke keuse wat jy maak, elke besluit, elke situasie, elke omstandigheid, elke aksie wat jy neem, op elke reaksie waarop jy reageer. Alles wat jy doen en wat jy wil sê, soek die hart en die gedagte van God. Luister baie mooi, 7 maal was Samuel gekonfronteer met 'n keuse. In lyn met die wil van God. Was nie buite die wil van God nie. In lyn met die opdrag van die Here, maar net eenmaal was hy gekonfronteer met die hart van die Vader. Toe hy vir Dawid sien. Elke keer, let wel, binne die opdrag van die Here, het Samuel gesoek na die hart van die Here. En die hart van die Here was Dawid. Weet jy nie? Tjumep, hoor vir my. Hoe baie keer hoor ons die woord van die Here? Hoe baie keer hoor die kerk 'n opdrag van die Here, 'n belofte van God, 'n profesie in die Gees. En dan storm ons soos 'n klomp wilde honde agter 'n bok aan. Blindelings in dit in. En links en regs maak ons soos wat ons gehoor het, sonder om die hart van die Vader daarin te soek. En wie wat doen 'n wilde hond, nee? Hy vreet die lewende ding. Hy maak nie dood nie. Hy vreet terwyl hy lewe. Eventually word die arme dier dood van al die wonde. Hoeveel keer het ons gebyt? En daar loop lewende wrakke rond in Tjumep, omdat die kerk nie Dawid gesalf het nie. Selfs al ons dit 7 maal, 8 maal soek en wag, totdat jy die Here hoor sê, dit is hy, salf hom. Dit is wat ek wil jy moet doen. Elia was 'n mens net soos ons, sê die Bybel. En hy het gebid dat dit nie moes reën nie. En dit het vir 3,5 jaar nie gereën nie. Na 3,5 jaar kom hy met 'n opdrag van die Here. Gaan roep vir Agab, kry die volk bymekaar by die berg Karmel, want daar gaan ek myself tentoonstel en ek gaan reën op die aarde bring.
Hy kry dit reg en die volk roep en hulle skreeu en die Baalpriesters slaan mekaar stukken. En 'n eenvoudige gebed van Samuel, van Elia, val die vuur van God. En die hele volk besef, die Here is God. Wat doen Elia? Hy het vir Agab gesê, die Here gaan reën stuur. Dis 'n belofte van die Vader. Maar hy gaan klim op die berg, en hy gaan bid. 7 maal bid hy. Elke maal stuur hy sy diensknegt en sê, wat sien jy? Nee, ek sien niks. En hy bid, totdat hy God se hart sien, 'n wolkie so groot soos 'n man se hand. Die 7de maal. En hy gaan af, hy sê vir Agab, hy beter vinnig maak, die reën gaan hom inhaal. My vriend, weet jy wat? Dis mos nie Eliab of Abinadab of Samma of een van die seuns van Isai of enige ander in die volk van Israel wat die reus Goliat verslaan het nie. Dit was Dawid. En hy het ook die hele oorwinning vir die volk behaal. Jy sal net oorwinning kry, triomf kry, deurbraak kry, oplossing van God se heerlikheid beleef, as dit wat in die hart van die Here is, deel is van jou lewenstyl. As jy Dawid ontdek en homself. Ek wil afsluit met hierdie gedeelte in die boek van die Psalms. Dawid skryf hierdie woorde in Psalm 27 vers 4. Hy sê, een ding het ek van die Here begeer, dit sal ek soek, dat ek al die dae van my lewe mag woon in die huis van die Here, om die lieflikheid van die Here te aanskou en te ondersoek in sy tempel. 'n Engelse vertaling daarvan sê, I have asked one thing from the Lord, it is what I desire, dis wat ek begeer. Dis wat ek begeer. Hoor jy Dawid se hart? Wil jy Dawid se hart sien? Daar's die hart van Dawid. Dis die hart wat God behaag het. Hy sê, I desire to dwell in the house of the Lord all the days of my life, gazing on the beauty of the Lord and seeking him in his temple. Al hoe nader, Dawid se hart was dit gewees. Al hoe nader, al hoe nader, al hoe nader aan my God, om saam met hom te leef. Ek wil in die huis van die Here woon. My woonplek is God se teenwoordigheid. Al hoe nader, al hoe nader, al hoe nader. Ek wil die lieflikheid van God sien. I want to gaze upon his beauty. Ek wil sy skoonheid beleef. Ek wil hom soek in sy tempel. Daardeur sê hy, ek het 'n roeping en 'n bediening. Dit moet ek in wandel, dit moet ek in leef. Ek het nodig om my geslag te bedien. Weet jy wat sê hulle van Dawid in die boek van Handelinge? Aan die einde van sy lewe sê hulle, Dawid het sy geslag met die hele raad van God bedien. Dawid het sy geslag bedien, hy het sy roeping uitgeleef. Ek wil vir jou sê, elke besluit, elke situasie, elke omstandigheid, elke konfrontasie, elke aksie, elke reaksie, elke daad, elke keuse, wat daar in jou en my lewe is, moet op die ou einde ons nader na God toe bring. Nader aan sy skoonheid, nader aan sy lieflikheid om dit te kan beleef en te kan sien. En dit moet 'n versterker wees van my roeping en my bediening in die gemeente van God. Indien dit nie so is nie, my vriend, sê ek nou vir jou, in die naam van die Here, jy het die Dawid van God nie gevind nie, en ook nie gesalf nie. Jou keuse is buite die hart van die Vader. So my eerste punt wat ek tot u wil deurbring is, kweek 'n leefstyl aan, om die hart van die Vader te vind. Sê vir die Here, ek sal soek, Here.
Ek sal bid. Ek sal fyn luister. Ek sal my hart oopmaak totdat ek u stem hoor wat sê, staan op, salf hom, want dit is hy. So sal jy die hart van die Vader ontdek, en daarin die oorwinning, die deurbraak en die triomf, daarin die heerlikheid van die Here. Terwyl ek hierdie woord voorberei het, het dit duidelik tot my gees gekom. En ek profeteer dit vanoggend in die naam van die Here Jesus, aan u wat erns maak met die woorde wat uit die mond van die Here kom. Met u wat daar volgens jou leefstyl sal inrig, volgens dit wat die Here openbaar en spreek in hierdie weke wat sal kom. Ek beleef in my gees dat die Here tot ons spreek en sê, kyk, die Here ons God sal aan ons sy heerlikheid en sy grootheid vertoon. En ons sal sy stem uit die vuur van sy heerlikheid hoor en verneem wat sy hart en sy gedagte is. Kom ons buig ons hoofde. Here, ons Here, koning van ons lewe, meester, ons buig voor u vanoggend, ons het geen ander nie. Ons begeerte is dat u ons sal gryp in hierdie proses. En ons sal openbaar en bekend maak wat u hart is. In elke situasie en omstandigheid waarin ons dalk mag bevind. In hierdie jaar in ons keuses, ons besluite. Is werklik waar, al het ons ook in ons harte duidelike uitdrukking van u wil en van u opdrag. Dat ons nie blindelings sommer maar net sal inhardloop en dinge doen soos wat Chumeb al gedoen het nie. Maar dat ons sal wagtend wees in elke opsig om die hart van God te vind en dit te salf. Gee ons daardie hart, Here. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus van Nasaret. En ons loof u naam. Amen. Asseblief, ek daag u uit in die naam van die Here. Gaan doen dit wat ek vanoggend gesê het en koop hierdie kaset, hierdie CD. Koop die ander CD's. Luister dit weer en skryf dit neer. In jou dagboekie, in jou Bybel, of waar jy ook al wil skryf. Hou dit voor oë en leef dit. En die Here sal homself aan jou openbaar. En jy sal hom beleef in jou situasies, in jou omstandighede. En jy sal hoor dat die Here sê, staan op, salf hom, want dit is hy. God is nie 'n mens dat hy sou lieg nie. Wat hy beloof doen hy. Wat in sy woord staan, eer hy. Want sy woord is sy karakter. So neem dit aan in jou hart. Deel dit met ander. Maak net jou mond oop en begin dit deel. Al kan jy nie alles onthou soos wat ek dit gesê het nie. Waarborg ek jou, wanneer jy daardie bereidwilligheid het om dit te deel en oor te dra, sal die Heilige Gees jou salf. En hy sal vir jou nuwe dinge in jou hart sit, wat die persoon met wie jy praat, sy hart sal aanraak. Moenie huiwer nie, ek dink, jy moet besef, dat 2014 gaan 'n ander jaar wees, as wat jy nog ooit in jou lewe beleef het. Amen. Hierdie gemeente gaan anderster wees as wat jy nog ooit beleef het. Hoor dit. God gaan dapperheid, boldness in mense se harte sit. En hulle gaan nie skaam wees
om te bedien en te sê wat die Here sê nie. Moenie laat die duiwel jou beroof van dit wat God beplan nie. Bid vir 2014, bid vir die AGS Chumep, bid vir die ander gemeentes ook, want God wil nie net vir ons gebruik nie. Amen. Bid dat die Here se plan en heerlikheid sal deurbreek, want dit gaan oor die redding van Chumep en niks anders nie. Dit gaan oor Chumep Amen. en Namibië wat gered moet word. Amen. Amen. Kom ons staan op.